Vriende, ons is met die besig met die reeksie Winters van die Lewe, en is 'n eenvoudige tema wat die Here op my hart begin wakker maak het. En ja, ek sê die boodskap is so vars en nuut soos jy kan kry. En ek sê baie vir Here, ek het 30 jaar se preke. Kan ek nie iets daaruit kry nie? En dan gee die Here vir my nuwe goed en ek gaan doen my navorsing en ek bly vars en gereed en is vir ons heerlik. Vriende, ons met die gepraat, die eerste winter is die winter van onreg en hoe kon stilgestaan en geleer by Josef, hoe onregverdig die lewe is. En ek hoop voor ek klaar maak, kan ek met u ten minste nog die Cat and Dog Theology deurwerk, maar die tweede reël van Cat and Dog Theology was, dat die lewe is nie regverdig nie, maak vrede daarmee. Goed, so die lewe is vol onreg, ons het geleer by Josef, onthou die PowerPoints is beskikbaar, ook die opnames. Dan het ons gepraat oor die winters van verlies. En dit is vir ons erg, die winters van verlies, die verliese wat mense ly. Op soveel vlakke het ons stilgestaan by Rut, en wat 'n mooi verhaal was dit. Vandag kom ons by die derde gedeelte vind, en ek gaan vir u vra as u die Bybel saamgebring het om te lees uit 1 Konings, en ek wil u nooi, gaan lees weer Konings se briewe, gaan lees dit weer, gaan lees oor die verhaal van Elia, maar ek gaan optel in hoofstuk 19. Nou as jy hoofstuk 18 gaan lees, dan weet jy dit is die groot konfrontasie, wat hy die koning aanvat, en daar waar hy dan die Baal profete uitdaag, en waar hulle daar roep na hulle God, en reeuw, skreeuw, en hop, en spring, maar Baal is 'n dooie God, hy antwoord nie, en dan laat God vuur in die hemel val. Dit alles gebeur daar in hoofstuk 18, en daar is 450 van die afgode dienaars wat gedood word, en is hierdie geweldige oorwinning. Nou kom ons uit hoofstuk 18 van oorwinning uit in 1 Konings 19, ons lees saam, en Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskap na Elia, boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en daaraan toe doen, sekerlik, ek sal môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. En toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis in die woestyn ingegaan en onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem my siel nou weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. En toe hy opkyk, was daar aan die koppenend 'n broodkoek, warm klippe gebak en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak, sê, staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel. En toe hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg Horeb. Toe het hy daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom en gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die heerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan voor die berg, voor die aansig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot, sterk wind die berge skuur en die rotse verbreek word, voer die Here uit, in die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, en in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe leer dit hoor het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom toe wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die heerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altaar afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Sien jy my hoe hom nou herhaal? Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael die koning oor Aram en Jehu die koning van die seun van Minsi moet jy salf as koning oor Israel en Elisa die seun van Safat
uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat die swaard van Jeseel vry raak, hom sal jy doodmaak, en wat van die swaard van jy vry maak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel wat oorbly, al die knieë wat voor Baal gekniel het, en die mond het hom nie gesoen het nie. Ek moet weer lees, maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel het, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Net tot daar die woord van die Here, vriende, en ek gaan dit so by my hou, hier so my notaatjies, my uitgedrukte Bybel, as ek dit daar kan lees en kan raak sien. En vriende, ek gaan nou met u praat oor hierdie tema vanoggend, Elia, die winter van moedeloosheid. Die winter van moedeloosheid. Vriende, as ons kort kan dink en vir hom 'n CV sou optrek, sal hierdie hoofpunte van sy CV wees. Elia kondig die droogte aan, in Koning 17. God sorg vir Elia by die spruitkrit. Dan lees ons oor die weduwee en die opwekking van die dooie kind van die weduwee. Ons lees oor 'n ontmoeting met Obadja, die stryd op die berg Karmel, wat ons in hoofstuk 18 lees, en die reën dan keer terug. En dan hardloop hy vooruit Agab se wa, 1 Konings 18, en hy vlug vir Isebel. God ontmoet Elia by Horeb. Elia word geroep, en dan Elia se hemelvaart. Nou vriende, ons lewe in 'n tyd daar in die geskiedenis van Israel, waar hierdie volk agter Baal aangeloop het, wat hulle deur 'n koning en sy vrou Isebel verlei is. En wanneer die profete sou opstaan om hierteen te praat, is hulle gedood met die swaard. En die hele betoog van hierdie profeet is om hierdie volk te kry om terug te draai na God. Ek dink so baie plekke waar jy ry, sien jy dit op karre, jy sien dit in winkels, jy sien dit op plekke waar hy sê Suid-Afrika draai terug na God. En is dieselfde gedagte dat daar gewaarwording is dat mense nie die Here dien nie, en dat daar 'n oproep is om terug te draai na God. As deel van hierdie hele poging van God om die volk te draai, roep hy Elia, en hy word dan uitgedaag. En ons ken die verhaal dat hy daar by die berg gaan staan, en hy laat hulle toe om hulle altaar te maak, en hulle roep na hulle God, en daar gebeur niks. En dan sit hy sy offer op, en hy gooi water oor, en dan bid hy, en God antwoord met vuur uit die hemel. En die volk val op aangesigte, 1 Konings 18 vers 39, en roep uit, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. En dit lyk soos 'n gewellige herlewing wat hier begin, vriende. Maar ten spyte van die gewellige reuse oorwinning, draai die volk en die koning nie terug na die Here nie. En dan gebeur daar iets op grond van dit. Gebeur daar iets wat ons nou by uitkom, en ons vind in die volgende hoofstuk hierdie groot profeet onder 'n besembos. En waar hy op die einde van homself is. En hy lê onder die besembos, en hy wens hy was nie meer nie. Iets het gebeur wat in Elia iets laat breek het. En hierdie magtige profeet van 1 Konings 18 lê in 1 Konings 19 onder 'n besembos, en hy wens sy lewe kan ophou. Nou die eerste ding wat ek raak sien, vriende, as ek dit lees, is die Elia verhaal leer vir ons 'n groot les. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak hoe ver jy gevorder het nie. Maak nie saak waar jy geestelik staan nie. Tye van moedeloosheid kom na ons almal. En is deel van ons lewe, dis deel van ons reis op hierdie aarde. Nou die vraag is, vriende, vanoggend, as ons praat van moedeloosheid, dan praat ons van wat? Nou kom ek gaan vir jou opsom met so 'n paar gedagtes. Moedeloosheid is 'n toestand waarin die mens onder die druk van omstandighede God se teenwoordigheid en beloftes tydelik uit die oog verloor. Dis wat moedeloosheid beteken. Die teenoorgestelde van moed is moed. Nou is daar moedloosheid. So moedeloosheid is hierdie toestand waar die
teenwoordigheid van God uit die oog verloor word. Ons kan ook so sê, ons sê, moedeloosheid is wanneer jy omstandighede harder praat as God se beloftes. Ons kan ook sê, moedeloosheid is die winter van die siel, waarin die hoop vervaag, krag opdroog, en die mens vergeet dat God steeds aan die werk is. En vriende, dit wat ons daarvan lees, is presies wat vir ons opsommend in die verhaal is van Elia in 1 Konings 19. So wat ons vandag gaan doen, ons gaan so 'n bietjie inzoom op hierdie moedelose toestand, hierdie put van moedeloosheid waarin Elia hom bevind. En dan gaan ons kyk wat was sy simptome. En dan gaan ons kyk wat is God se werksmetodiek met hom. En ons gaan vir onsself kom toeëien om te sê, dieselfde God en dieselfde mens is een ek met God steeds aan die troon. Nou kom ons begin by die eerste en ons praat oor die oorsaak van Elia se moedeloosheid. Wat is die oorsaak dat so 'n geestelike reus van 1 Konings 18, en gaan lees sy verhaal, gaan kyk na die wonderwerk op wonderwerk wat hierdie man gedoen het. Wat gebeur dat so 'n geestelike reus onder 'n besembos lê? Wat gebeur dat 'n man wat vuur van die hemel afbid, onder 'n besembos lê, met groot respek, met sy stert tussen sy bene, soos 'n hondjie wat bang is. En dit, soos ek sê, behoort ons baie nederig te maak, en te besef, vriende, nie een van ons is dit gespaar nie. Nie predikante nie, nie geestelike mense nie, nie sterk Christene nie, nie swak Christene nie, nie een wat baie bid nie, een wat min bid nie, een wat baie Bybel lees nie, ons almal kom daar. Maar kom ons gaan kyk by sy geval, wat was die oorsaak van hierdie moedeloosheid? 3 kort punte. Groot oorwinnings word dikwels gevolg deur groot aanvalle. 1 Konings 18, die geweldige oorwinning van God wat uit die hemel antwoord met vuur, en gaan dink aan die instaatstellende krag van God om 450 van die Baal-profete te slag. Dis wat hier gebeur. En God probeer deur hierdie profeet die afgods ding wat so geleef het in die harte van sy kinders, of sy volk, te breek. Maar vriende, wat ons hier leer is, by die groot oorwinning daar in 1 Konings 18, dink ons baie keer, nou bly hy op daai hoogte, en dis glo ek wanneer die grootste stryd kom, dat jy leegloop. En dis waar hy is, vriende, die groot oorwinning was daar. Dis opgeteken, ons lees dit met 'n geweldige aandag. En dan lees ons verder hoe hy weer gaan bid later, en hoe die reën dan gaan kom. En dan lees ons selfs verder, dat hy vooruit hardloop, ver vorentoe. Maar hierdie aanval kom na die groot geestelike hoogtepunt. En daar is vir ons 'n belangrike beginsel, vriende. Dat u en ek as kinders van God word ook hier, kom ook hier. Baie keer wanneer ons sê God gebruik ons, baie keer wanneer ek hy deurbraak kry in my stilte tyd, baie keer wanneer ek hy deurbraak kry oor sonde, wat ek van die Here af bid en vra, baie keer wanneer ek deurbraak met 'n gebedsverhoring. Ek onthou voor jare toe ek jonger was, gaan jy op konferensies toe, en jy's daar, en jy soen die teenwoordigheid van die Here, is 'n besondere plek by die konferensies, want almal wil daar wees, en daar's 'n gees van gebed, en daar's 'n gees van sterk prediking, en die boodskappe kom by mekaar, en jy kry nie genoeg nie, eet dit in. En ek onthou op soveel gevalle, as ons by die huis kom, kom ons sê, naweek na so 'n konferensie, dan slaan jy hier die laagtepunt. Daar het jy gevoel soos 'n leeu, onder die geklank van die woord van God. Maandagoggend jy by die werk instap, maar voel jy soos 'n lammetjie tussen 'n klomp wolwe. En vriende, dit is die realiteit van kind van God wees. En baie van ons verstaan dit so verkeerd. Al ek verstaan dit nie. Hoekom kan ek nou soveel van die Here beleef het, en ewe skielik hierdie holte, hierdie nederlaag, hierdie gevoel van moedeloosheid? Paulus kom en hy waarsku ons 1 Korintiërs 10 vers 12, hierdie belangrike woorde, daarom wie meen dat hy staan, pas op dat hy nie val nie.
En ons moet dit nie verkeerd verstaan nie, vriende. Na elke bergtop is daar gewoonlik 'n aanslag. Het jy al gesien dat die atlete byvoorbeeld die Comrades hardloop of 'n marathon hardloop? En hy hardloop al die pad as hy sterk en as hulle deur daardie wenstreep gaan. Het jy al gesien hoe bars van hulle uit van trane? Het jy dit al gesien? Hulle bars totaal uit in trane en hulle ween. Ek sien in my beeld hoe hulle daar lê kop tussen die bene en hulle ween. Hoekom? Want die oorwinning om klaar te maak was so groot. En toe die afsny en geestelik gebeur het met ons net so. Neem kennis daarvan. Die Here Jesus maak reg 33 jaar, word hy voorberei, 30 jaar voorberei vir die bediening, en hy word gedoop, en die Gees kom oor hom, en dadelik word hy wat? In die woestyn ingelei. Ons sal nou sê, wat 'n wonderlike geleentheid, hier kom die Gees van God op Jesus, wat 'n hoogtepunt, net om daarna 40 dae in die woestyn te wees. Na die groot oorwinnings, kom die groot uitdagings. En dit gebeur ook so met Elia, en met jou, en met my. So jy is 'n goeie geselskap. Maar volgens wat ons raak sien, vriende, een negatiewe stem word harder as duisende positiewe stemme. 1 Konings 19 vers 1 tot 3. Wat staan daar? Onthou nou, hy het nou die profete geslag van die Baal, en nou kom hierdie nuus by Isebel uit, en sy laat hom met 'n boodskapper laat weet, môre hierdie tyd sal jy dood wees. Ek spreek oor jou die doodsoordeel uit. Jy kom op die einde van jou bediening, meneer Elia. Môre is dit sulke tyd, ek is die koning se vrou, en ek gee opdrag, jy sal dit verder nie maak nie. Een vrou, een boodskapper, bring 'n reus van 1 Konings 18 af na 'n figuur onder 'n besembos. En ons sê, maar ons verstaan dit nie. Wel, ek en jy behoort te verstaan van wat gebeur met ons baie. Dat ek en jy kan goeie werk doen. Ek en jy kan ons bes probeer. Ek en jy kan die beste gee by die werk. Ons kan die beste gee by die kerk. Ons kan die beste gee in die bediening. Ons kan die beste gee in ons huwelike. Ons kan die beste gee in verhoudings. En net so draai die situasie soms om. En een persoon sê iets. Die moeder wat ure voor die potte spandeer. Haar voete is seer, alles klaar te maak, en dan 'n kind wat sê, hy is nie lus vir die kos nie, die kos is nie lekker nie, daai, en hoe iemand dit kan vat, en eenvoudig net kan vastmaak. Vind ons almal ken die verhaal, ek gaan dit gou weer net vir u wys, miskien sal jy onthou, maar ek het dit al in klaskamerverband opgemaak, en ek het hom so gemaak en sê, as ek hom nou omstuur daar na jou toe, wat sien jy? En almal sê, ek sien die kolletjie in die middel, maar ons mis die hele wit blaai. En dis hoe die lewe werk. Ons kan die beste bediening sê, ons kan so opreg wees met Here as ons wil, een persoon, en die kaarthuis val uitmekaar. Mense wat eers naby was, word skielik ver met een opmerking, een reaksie, een kyk, en jou wêreld val mekaar. Gaan vra menigmalle predikante reg oor die wêreld, waarom verlaat 50 tot 60% van predikante die bediening in Amerika? En jy gaan 'n groot rede hiervoor kry, dat daar's 1000 mense wat sê, dankie vir die woord, dankie vir die jou moeite, dankie vir die alles, en een persoon kom en sê iets, of versprei iets, en jou wêreld val in mekaar. Dis ons, dis mense, neem kennis daarvan, dis nie net ek en jy nie, dit was ook Elia. So ek en jy moet by hom gaan leer. En dan sien ons 'n derde ding, vriende, hy vergeet eintlik wie in beheer van God is. Jy sien toe sy emosie nou aangeraak word, en hierdie vrou ontstel hom so, toe verloor, is asof sy verstand hom vir 'n oomblik verlaat. Is asof hy sy perspektief heeltemal vergeet. Want in 1 Konings 18 laat vuur uit die hemel val. Hy bid en God gaan die reën stuur. Hy weet wie is in beheer. Maar vir 'n oomblik
verloor hy dit. Hy verloor perspektief. Ek wys dit baie weer en weer vir wys. Sy oog was op God, 1 Konings 18. En een vrou kom ontsetel hom en sy oë sak af en hy kyk op sy omstandighede en hy verloor perspektief. Verloor heeltemal perspektief. En hy vergeet wie se beheer. En hoe maklik kom ons daar, vriende? Wie as ek en jy toegewy is aan God, jy God se kind is, en jy lewe heilig, jy lewe toegewy aan die Here, jy gee elke dag aan die Here af, wat oor jou pad ook al kom, kan jy met God deurgaan. Dis wat ons leer. Die lewe maak ons nie immuun nie. Jou geestelikheid maak jy nie immuun nie. Ons kom baie keer daar dat ons hierdie selfe pad loop, dat een persoon ons so kan ontsetel, dat ons heeltemal ons perspektief verloor. En dan begin ons wortels skiet. En dan begin ons moedeloos word. So kom ek vat jy nou na die simptome toe van sy moedeloosheid. Hoe lyk sy simptome? Kan ons daarmee assosieer? Kom ons gaan kyk in die eerste plek. Hy onttrek hom van mense af, vers 3. Toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggaan, en toe hy in Berseba in Juda aankom, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Waartoe gaan hy nou? Nou vlug hy weg. Hy vlug weg. Hierdie moedeloosheid het stadig maar seker ingesluip, en nou kom hy daar waar hy voel, nee, ek moet nou wegkom, en hy onttrek hom van mense. Daar's 'n verskil om een kant te wees en stil te wees met God. Jesus het dit gereeld gedoen. Ek en jy moet dit gereeld doen, maar dit is nie wat hy hier doen nie, vriende. Hy onttrek homself van mense, en hy wil op 'n hoopie gaan sit, en hy gaan nou sy hele perspektief, gaan hy nou herbeleef. Hy onttrek hom van mense. Hy wil mense vermy. Hoeveel van ons doen dit nie vandag nie? Hoeveel van ons is daar vandag, vriende, wat seer gekry het, wat teleurgesteld is met mense? Vriende, ja, ek kan hier die bank gaan, en ek kan hier die wêreld gaan, en ek kan elke boek gaan trek, en gaan vir jou vra, wie is daar wat teleurstelling deur mense gemis het? Wie is daar wat nie om een of ander rede te nagekom is? Ons almal ken dit. Maar ons moenie dat dit ons perspektief verander nie, en ons moenie onttrek van mense af nie. Mense onttrek en antwoord nie 'n telefoon nie. Hy antwoord nie 'n WhatsApp nie. Jy stuur vir mense 'n boodskapie op WhatsApp en jy sê ek mis jou, ek bid vir jou, ek is daar vir jou. Jy sien hom, lees hom, maar hulle antwoord hom nie. Hulle glimlag buite, maar binne is daar die alleenheid. Hulle wil net alleen wees. Hulle onttrek. Vind jy al dopgehou as jy daar by die braaivleisvuur die lekker kole maak en jy vat een van die houtjies uit en jy sit hom een kant. Wat gebeur met daai houtjie? Dis net 'n kwessie van tyd en die rook begin draai en hy begin sterwe. By ons werk dit dieselfde. In 2026 onttrek mense hulle. Want hulle kry seer. Hulle word teleurgestel, hulle word ontnigter. Welkom in die regte wêreld. Hulle isoleer. Baie van hulle vereensaam. En vind net soos daai koeltjie uit die vuur begin hulle verkoel. En dan die volgende stap, as jy genoeg verkoel, dan verval jy in die genade. Jy raak agter. En dan gaan sit baie mense in 'n besembos lewe. Hulle is soos die Lukas 15 se seun. Hulle het ver weg geraak. Hulle het onttrek. Vind dit is nie hoe dit werk in die kerk nie. Die Here sê ons is 'n liggaam, 1 Korintiërs 12. As die een lid ly, lê almal saam. Nee, kom juis op na die plek waar jou mense is, al voel jou hele wese om dit nie te doen nie. Want dis ding wat ons moet begin onderskei tussen wat is gevoel en wat is waarheid. Ons gaan nou daarby kom. Maar vind hy onttrek nou van mense en dan gaan hy verder. Hy verloor sy hoop. Vers 4. Maar hy het self 'n dagreis in die woestyn ingegaan, onder 'n besembos gaan sit en gewens hy mag sterwe. Kan jy Vers 18 in 1 Korintiërs 19 hierdie woorde uiter? En die Hebreëse gedagte is eenvoudig dit, ek kan nie meer nie. Ek is liggaamlik en psigies uitgeput, ek is moeg tot die dood toe.
En kyk nou oomblik toe hy sy hoop verloor, toe begin die hele gesprek nou draai, in 1 Konings 18 wat die gesprek God. En toe hy homself onttrek, toe word die gesprek ek self. Jy sien, wanneer jy onttrek, vriende, en wanneer jy begin nou moedeloos word, dan word jou wêreld baie klein, want nou lees jy net op ek, en ek het seer gekry, en ek is te nagekom, en ek is te sleg, en ek wens ek gaan sterwe. Sien jy hoe verander sy hele perspektief, as hoop uit sy skopus uit verdwyn. En dan gaan bid hy, dat die Here sy lewe sal neem. Hy wat vuur afgebid het, bid nou in 1 hoofstuk verder, dat die Here sy lewe sal neem, dat sy pyn sal ophou. En hoeveel mense is daar wat dit vandag beleef, vriende, wat hoop verloor het? Ek is so moeg vir beklei, ek is so moeg van bekommernis, ek is so moeg vir skuld, ek is so moeg vir ekonomiese uitdaging, ek is so moeg vir die siekte, ek is te moeg om te probeer, en ek sak onder my besembos in en daar gaan lê. Vriende, ek wil vir u mooi vanoggend sê, die Here verstaan dit. Hy verstaan dit. Hy het bloed gesweet in die tuin van Getsemane. Hy sê ek het 'n doop om mee gedoop te word, en ek is beangst tot die dood toe. Hy ken dit. Hy weet hoe dit voel. En daarom sê Hebreërs 4 vers 15, ons te hoëpriester wat met ons medelee kan hê. Maar vriende, wat gebeur wanneer ons te lank hier bly? Dan verander my gedagtes. Ek vergeet dat daar hoop is. Ek vergeet die Here daar is. So ek moet beheer neem oor wat hier gebeur. Dis wat ek voel, ja. Maar wat is my verantwoordelikheid? Daar's altyd hoop, vriende, vir 'n kind van God se altyd hoop. Dit het gewys in navorsing dat wanneer myners sou vasval onder grond en hulle weet, niemand weet ek is hier nie. Niemand gaan kom vir my nie, dan sterf hulle baie gouer. Maar as hulle weet, daar's 'n protospan op pad. As hulle kan hoor, daar's mense wat nou begin soek. As hulle die masjiene kan hoor en kan weet, dan kan mense se lewens baie langer aangaan. Hoekom? Want hoop extends life. Hope extends life. En vir 'n kind van God is daar altyd hoop. Die woord sê ons het 'n lewende hoop. En daar vind as jy daar kom, neem kennis. Dank. As jy vir hom R200 ekstra gee by einde van die jaar, hoe die trane oor sy wange rol van dankbaarheid. Dan klim mense uit 'n warm stort uit, jy klim in 'n voertuig onder 'n dak en 'n slekke bed en jy kan kla oor alles. Dis wat moedeloosheid maak. Kom ons kom op 'n punt waar ons opnuut besef, ek is uniek in God se koninkryk en ek is uniek in my mens. En ek gaan nie toelaat dat moedeloosheid my gaan vergelyk met ander mense nie, want ek is nie ander mense nie. Ek is God se kind en hy loop op pad met my. Maar kom ons gaan kyk wat doen God nou met hierdie profeet. Vriende, want ek bedoel, as ek nou dink aan die ou dae, dan sien ek al hoe my pa of die hoof daai rotting uithaal en hom so begin buig. Onthou hom, hulle buig hom so. Maak hy so 'n bietjie nou so 'n stukkie tyd. En dis wat ons nou verwag. Ek meen God moet hierdie ou nou uitsorteer. Ek meen hoe lank kan hy nou hier wil bly? So kom ons gaan kyk. Hoe behandel God nou die situasie? In eerste plek wil ek hê jy moet sien wat God nie doen nie. God trap hom nie uit nie. God preek nie vir hom nie. God doen nie soos ons nie. Ek sê baie keer soos die psalmskrywer, dank God, is nie 'n mens nie. Dank het hy God is. God sal die geknakte riet nie breek nie. Die rokende lamp sal hy nie uitblus nie. Hy is geroep om ons te kom ophel. Wat God nie doen nie, is belangrik dat jy dit raak sien in Elia se geval. God kom trap hom nie uit nie. God sê nie vir hom tree aan nie. God haal nie die rotting uit nie. Nee, glad nie, hy doen dit glad nie. Wat doen hy? Hy reik uit na hom en hy begin by sy liggaam, by sy basiese behoeftes. Vers 5 en 6 en 7. Die engel kom en raak hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Pad is lank. En God voorsien tot vir hom kos. En weer eens, raak hom 'n tweede maal aan, staan op en eet. Hoekom doen God dit? Want die Here weet, hy is net 'n mens. Die woord sê gedagtig, hy het gedagte dat ons stof is. Daar's nie een van ons wat volmaak is nie, daar's nie een van ons wat alles bymekaar het nie. Ons probeer, ons kan dit so voorgee, maar daar's nie een van ons wat alles bymekaar het nie, Elia ook nie.
En God begin by sy basisbehoeftes, want hy het 'n geweldige hoë standaard gehad in 1 Konings 18, geweldige uitdaging. Vriende, as jy nie weet waarvan ek hier praat nie, om te preek is die mees uitmergelendste werk wat jy kan doen. Ek gaan nou na 'n vriend toe en hy sê altyd vir my, Jakes, ek is moeg tot die dood toe, na 'n Sondagse preek en net ek kan verstaan, want ek is daar, jy berei 'n hele week voor, jy bid, jy vertrou die Here en jy bring die woord, en as jy klaar is dit daai, en dan begin jy alweer voortbou na die volgende een toe. En jy is soms so moeg. En die Here weet dit. Hy weet hy's uitgeput, vriende. Hy's fisies uitgeput, want hy het vooruitgehardloop, voor die koets uit het hy uitgehardloop, of die wa uit van, het hy uitgehardloop, en hy het ver uitgehardloop, maar God weet, hy het nodig om sy liggaam, na sy liggaam om te sien, staan oop. Jy sien jy, ons is nie net siel nie, en gees nie, ons is ook liggaam, en ons emosies raak uitgeput, en ons emosies raak broos, en ons verloor soms perspektief, en ja, ons kan soms op 'n plek kom waar ons net voel, ons sit in ter vas, ons kan nie verder nie. En wat sê die wêreld? Werk harder, staan vroeër op, sit langer ure in by die werk. Moet ek help vir jou? God het die Sabbat ingestel, vriende, omdat die mens die Sabbat nodig het. So ons gaan nie nou op daai ou waakklomp van 2000 jaar, is die Sabbat nou die Saterdag of die Sondag nie, ek sal jou daarmee reghelp. Die Sabbat vir die Jode is op 'n Saterdag. Ek en jy is kinders van God in die nuwe verbond, in Christus weergebore. Ons hou die dag van die Here op 'n Sondag, soos die eerste kerk het gehou het. Die feit van die saak is, daar's tyd wat u en ek een kant moet kom en moet rus, maar die wêreld sê nee, ons moet werk, ons moet gaan shopping doen, ons moet gaan kuier. En dan val hulle uit mekaar, dan wonder hoekom. Weer soos 'n voertuig wat sy olie opraak. Jy ry hiervan af en jy slaan iewers iets, en nou jou oliebak onder begin lek. Stadig maar seker word die olie al minder. Daai kar gaan nie net staan nie, vriende. Stadig maar seker gaan goed verkeerd, en uiteindelik brand alles vas. Dit oor 'n tyd gekom. En as u en ek nie oplet van dit nie, as ons nie kyk na ons liggame nie, as ons nie kyk dat ons genoeg slaap en genoeg eet en oefening kry, en ons slaap raak van die goed, die gaan ons dit ook mis. Daarom begin God by sy basiese, belangrik wat God nie doen nie, maar kyk wat God doen. Hy begin by sy basiese. Dan gaan God verder, hy gaan net vir die hoekgedagtes gee. God laat toe dat hy sy posisie verander. Nou moet jy mooi kyk. Niemand sê vir hom, hy moet nou gaan nie. Niemand sê vir hom, hy het toe opgestaan en geëet en gedrink, en die krag van die voedsel 40 dae, 40 nagte geloop tot by die berg Horeb. Niemand het vir hom gesê nie. Maar God het geweet wat gaan hy doen. Dis hoekom hy gesê het, eet, want die pad gaan vir jou lank raak. So, hy staan op en spontaan beweeg hy na Horeb toe. Hy verlaat sy omgewing, sy bekende omgewing. Kom onder jou besembos uit. Moenie onder jou besembos bly nie. Kom daaruit en verander van plek. Ek onthou begin jare toe ons hier in Brits kom, geweldige uitdagings gehad, geweldige stryd gehad op verskillende plekke, en baie daar vind ek myself net daar Dr. Pieter se plaas langs die rivier, en ek sit net daar en jy luister net na die water en jy skakel net af vir 'n uur of 2 waar jy net sit. Wat gebeur? Jy kom uit jou omgewing uit. Kom onder jou besembos uit, gaan drink 'n koffie, gaan stap deur die mall, maar doen iets, maar hy stap Horeb toe. Vind ek wonder of jy al 'n bietjie navorsing gaan doen het. Hoe ver is Horeb van waar hy is? Hy stap 40 dae en 40 nagte, dis bykans 300 tot 400 kilometer wat hy stap. En nou is die vraag, hoekom Horeb? Hoekom Horeb? Want Horeb was die plek waar Moses was, waar die wet ontvang het. Horeb was die plek waar God met Israel 'n verbond aangegaan het. Horeb is die plek waar die verhouding met God en die volk begin het. En is asof hy dink dat ek terugkom daar na die begin toe. Dat ek daar kom waar het stil is, dat ek onder die bos uitkom. Vind ons lewe in 'n wêreld vol geraas. O, die wêreld raas om ons. Is die geraas om ons, is selfone, dis die nuus, dis die televisie, dis sosiale media, dis mense om ons wat ons bly.
Ek het gister die hele dag voorberei op 'n stadium, dat ek net na my studiekamer gaan lê, my vrou sê, gee my net 'n halfuur, en hier sit Piet langs my, in die straat, met sy groot kar, en doef, 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 laat hy klank van die luidsprekers jou binnegoed laat hop. Ons lewe in 'n wêreld vol geraas. Kom by jou Horeb, kom by jou plek van stil wees. Kom op 'n ander plek en geraak net stil. Ek onthou in ons eerste jaar op kweeskool, Mei maand, toe gooi ek handdoek in. Ek kon net nie meer die druk hanteer nie, ek kon nie meer baie dinge hanteer nie, en ek het prinsipaal toe gaan en sê, luister, ek is klaar met hierdie joint, ek loop. En hy het my gesê, is reg, Jake, sê, ek gee jou 'n week kans, as jy 'n week so voel, bly weg, as jy 'n week kans sien, kom terug. Waartoe ry ons dadelik? Ons het nie petrol in ons eskortjie nie, maar ons ry met ons 2 kinders af see toe. Ons gaan kyk by 'n pel by die see. Ons reël by 'n konferensiesentrum van die AJB om daar te gaan bly op Pennington. En is Vrydag. Maandag moet ek terugkoesel toe, ek moet terug werk toe. Daar op Pennington gaan staan ek langs 'n stuk stomp by die strand, en ek huil, ek sê, Here, ek wil nie hier wees nie, ek wil nie by kweeskool wees nie, ek wil nie, Here, wat moet ek doen, ek kan nie die druk mee hanteer, dit is my te veel. Ek sal nooit vergeet nie, ek my Bybel saam gehad, en ek maak my Bybel oop, en ek lees die verhaal van, is ek die pottebakker en jy die klei, of is jy die pottebakker en ek die klei? Al wat Here my gesê het. Ek het daar op my knieë geval en gesê, Here, U is die pottebakker. En Hy het my sê, ek het vormingswerk in jou nodig. En môreoggend, toe meld ek aan. Kom op 'n plek van Horeb. Kom op 'n plek waar jy eenkant is. Praat met God. Kom op jou Horeb. God laat toe om daar te kom. Maar dan sien ons God nader om laat sy hart uitpraat. Nou kom die Here na hom toe daar en hy sê vir hom, wat maak jy hier? Vers 13, wat maak jy hier? Hoekom vra dit God vir hom? God weet hoekom is hy daar. God weet wat aan sy hart aangaan, maar God wil hy moet dit uitspreek. God wil hy moet dit uitspreek of hom sê. En nou trek hy los en hy sê vir Here, ek het so vir U gewerk, en Here, die volk het die verbond gebreek, en ek alleen het oorgebly, Here, ek is moeg. 2 keer vertel hy die hele verhaal. Jy sien, vriende, die God wil hê ons moet met hom praat oor hierdie goed. Kom ek gaan vir jy vandag 'n ding sê wat ek vir my kinders baie vroeg in my lewe geleer het, en ek hoop jy leer dit. Baie mense kan mooi gebede bid. Maar het jy al eerlike gebede gebid? Waar jy voor God ween oor 'n toestand, ween oor 'n situasie, waar jou hart uitspreek en sê, Here, ek is bitter ongelukkig hieroor, Here, ek verstaan U nie. O nee, dominee, dit is so ongeestelik. Gaan lees psalms. Gaan lees hoe hierdie profeet sy hart op die tafel sit, want God weet dit in elk geval. En hy gee vir Elia kans om het verbaal vir hom oor te dra. Daar's iets aan om hierdie pyn te gaan oordra aan God. Ek het vir my kind met haar uitdaging van gestremdheid vroeg in haar lewe geleer, as hy sê, ek kan nie meer sê, ek gaan sê dit vir Abba Vader. Sê my, gaan kwaad, ek sê, ek beloof hy sal nie kwaad wees nie, ek beloof hy gaan verstaan, en sy het geleer om haar hart oop te maak, en selfs om briewe te skryf, waar sy hart op die tafel sit, en wie God kan haar elke keer optel. Moenie mooi gebede bid nie. Bid eerlike gebede. En dis wat ons hier leer, God laat hom toe om eerlik te wees. En dan sien ons iets baie mooi. God verander sy perspektief. Wat sê nou gewoond 1 Konings 18? Wonderwerke. Vuur uit die hemel. Dink hoe dramaties dit is, vriende. Hier kom vuur uit die hemel. Dink aan die geluid. Whoosh, en daar is alles weg. En hy spring daar weg en hy slag 450 Baalprofete. Dink hoe dramaties dit is. Nou kom God om iets anders wys. Hy verander sy hele perspektief. Sy hele perspektief. Hy gaan staan voor die berg, en nou het ons gelees. Daar was 'n sterk wind, daar was 'n aardbewing, die wind het geskeur,
berge het geskeur, daar was 'n vuur, en nêrens van daai plekke praat God met hom nie. So hy sien hierdie dramatiese dinge. En dan lees ons daar in vers 13. Vers 12. En na die aardbewinge vuur, en in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met die mantel toegedraai, uitgegaan in die ingang van die spelonk gaan staan, en daar kom 'n stem wat sê, wat doen jy hier? Al praat hy met hom. God gee vir hom 'n ander perspektief. Hoekom wil ons altyd groot en wonderlike dinge sien voor ons glo dis God? Het jy al gesien dat God werk in gewone dinge? In gewone dinge? Hy het nie altyd wonderwerke nodig nie. Kom ons dink gou aan 2 beelde. Wat sien is die mees dramatiese wat ek nou vir jou gaan gee? Weerligstraal wat slaan, daai geweldige slag, en alles die boom split. En dan wys ek vir die son wat opkom en afgaan, en opkom en afgaan. Watter een is die mees dramatiesste? Die weerlig. Jy al weerlig gehoor, as jy naby hom staan, dis skrikwekkend. Maar watter een van die 2 is die vrugbaarste? Die son. Vind net so as ons kyk, daar is tye wanneer God groot gewerk het met hom, Elia, 1 Konings 18, daar was tye wat God groot dinge gedoen het. Maar die Here sê, moenie altyd groot dinge soek nie. Moenie altyd wonderwerke soek nie. In die stilte van 'n menselewe kan ek met jou werk. Ek kan 'n hart verander in die stilte van jou stilte tyd. Ek kan 'n gebed vir jou beantwoord daar in die binnekamer. Ek kan jou gewete aanraak. Ek kan trane by jou laat vloei. Moenie altyd soek na die buitengewone nie. En dis wat God vir ons leer. In die gewone algemene daaglikse dinge soos ek en jy, moenie altyd soek na wondertekens nie. God praat elke dag met ons, daar's elke dag wondertekens, elke dag as die son opkom, dan kan ons dankbaar wees. As jy wakker word en jou hart klop nog, as jy voet uitsit en jy loop nog, as jy kan praat en jy ruik nog, en jy proe nog, en jy eet nog, en jy kan nog badkamer toe gaan, sê dankie, want ons genade in gewone dinge. Verander jou perspektief. God kom soms in die stilte. Hy gee vir hom 'n ander doel. Jy sien, God kom altyd, hy los ons nie onder die besembos nie. Hy gee vir hom 'n ander doel. Hy sê vir hom vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael die koning. Gee die Here vir hom weer 'n joppie. Dit wat sy werk is, sê Here vir hom, gaan nou weer terug soontoe. Ek het jou kans gegee, jy was by die besembos, ek het jou geakkommodeer, ek het jou krag gegee, jy het ver geloop, jy's nou hier. Ek het met jou gepraat, ek het jou met jou deur die stilte het ek vir jou kom antwoord. Maar nou kom sê die Here vir hom, gaan terug na jou roeping. Gaan terug na jou roeping. En God gee vir hom weer sy opdrag, gaan terug na Damaskus en gaan seën en gaan salf Elisa. En nou kan jy die wonderlike verhaal gaan lees van Elisa. Nou is my vraag, vriende. Hoe ver moet hy nou terugloop? Nou vir sê verder geloop van onder die besembos tot by die berg, 3 tot 400 kilos. Here sê vir hom, gaan terug op daai pad. Hy gaan nou maar dieselfde pad terug. Maar hy gaan nog 200 kilos verby. Hulle reken 500 tot 600 kilometer verder moet hy loop om sy werk te gaan doen. U sien, God gee nie op met ons nie. God sê nie, goed, nou is jou werk verby nie. Jy was so moedeloos, ek jou stel. Nee, God sê vir jou, gaan lewe die lewe. Gaan getuig vir my, gaan leef vir my, gaan werk vir my, gaan doen vir my wat jy moet doen. Dis wat ek vir jou vra. Ons kan so maklik sê, ek is nou moedeloos, ek is nou verby. God sê, ek sê met jou klaar nie. Ek sê met jou klaar nie. Ek sê met jou klaar die dag as jy oë sluit en ons begrawe jou. Dis wanneer ek met jou klaar is. Maar tot ek met jou nie klaar is, het God vir jou werk. Al is jy die oudste in die gemeente, al is jy die jongste in die gemeente, God het vir jou werk. Jy kan dalk nie hier wees nie, maar vriende, jy kan bid. Daar word nie meer gebid nie, daar word siele nie gered nie. Daar word nie krag van die kansel af nie. Daar word nie gebid nie. Mense moet weer begin bid. Doen die werk waarvoor God ons geroep het. Basiese dinge. Bid vir die dienste. Wees hier. Wees geestelik. Wees geesvervuld. Hou die Here vas in gebed. Basic goed. Wat die Here vir ons wil sê, gaan terug na jou roeping. Jy het 'n doel wat op aarde om vir God te lewe, jy het 'n doel om vir hom te getuig, jy het 'n doel om liefde te leer daarby te gaan doen dit. Dis wat ek jou kom gee het, gaan wees lief vir mekaar, dra mekaar se laste.
Al die dinge gaan doen dit. God stuur ons terug. Hy sê, ek los jy nie in die besembos nie, maar ek los jy nie om niks te doen nie. Gaan terug na jou roeping. Kind van God, het jy al jou roeping ontdek? Ja, weet jy het 'n roeping in die Here om vir hom te lewe? Maar kom ons verder. Hoe werk God met hom? God gee vir hom mense. Vers 15, 16, 19 en 21, alles mense gaan salf vir jou, en dan gee hy vir hom Elisa, wat langs hom kom staan. En God weet ons het mense om ons nodig. Ons kan nie altyd alleen die pak dra nie, vriende. Ons het nodig om iemand te kry mee saam te doen. Ons het nodig om baie keer net ons hart met iemand te kan deel. Ons het nodig om te verstaan hoekom die Here Jesus sy kerk op aarde gestig het. Sy kerk is nie om mekaar warm te broei soos 'n klomp duwe in 'n nes nie. Sy doel is dat ons deur die woord versterk word en in mekaar getrek word en mekaar kom vermaan, mekaar kom aanmoedig, mekaar kom bemoedig, op mekaar se skouers te kan huil, op mekaar se laste kan dra. Dis hoekom ons daar is. Dis hoekom die Here vir ons kerk gegee het, en soms beweeg die kerk so ver weg van wat God bedoel het dit moet wees, dat God soms moet alles weer oorbegin. Vriend, dit is ons taak by mekaar. 10 jaar in die gemeenteraad, nou nog mense wat nie weet wie die volgende nou is nie. Nou nog mense wat nie weet van hierdie ou se probleem nie. Ons bid nie vir die goed op die lyste nie. Ons doen nie die oproep na hom wat verjaar nie. Ons doen so minimaal. Terwyl God sê nee. Ons gee mense vir mekaar. Mense wat mekaar bemoedig. Ek die laaste 7 jaar 2 oproepe gekry, laaste 4 maande. Van 'n broer wat bitter min in die kerk is. Bitter min. As jy net mis skool, bel ek hom terug en sê, nee, as die fout nie dominee, ek wil hoe gaan dit met u? Val amper van jou stoel af. Mense wat mekaar omgee. God gee vir hom mense. God gee vir ons mekaar. Is ons daar vir mekaar? Of ons aanvaar ons mekaar maar net sommer as maar net? Maar God gee vir hom hele waarheid, vers 18. Nee, wat sê, ek het alleen oorgebly, die hele volk het verlaat, ek alleen oorgebly, Here, sê, jou perspektief is heeltemal verkeerd, die emosies het jou gedagtes belemmer, daar 7000, wat nie die knie gebuig het voor Baal nie. Hier dink ek is alleen, hier sê jy, nee, daar 7000, sien jy die nuwe perspektief wat die Here vir hom kom gee? Julle waarheid. Jou waarheid is, vriende, jy lewe vir 'n rede. Jy haal asem vir 'n rede. En 'n rede is nie vir jouself nie, dis vir God. Dis vir hom, om iets te beteken op hierdie aarde, om sy lig te skyn, om sy liefde te gaan uitdra, om daar buite te gaan wees, vir die minste, die meeste te wees. Sy waarheid te verkondig, Jesus te lewe, Jesus te verkondig, Jesus te lewe, Jesus aan te bied, te getuig. Dis hoekom ons lewe, heilig te lewe, klaar te kry met sonde, toe te wy in die Here. Dis ons deel. Dis die waarheid. Jy lewe nog, want God het nog nie met jou klaar nie. Kom onder jou besembos uit. En gaan lewe die tyd wat jy oor het, voluit vir die Here. Kom op jou voete. Kom aan die beweeg. God het vir jou baie goed te werk. En die laaste gedagte, God skryf sy laaste hoofstuk. Ag, dit is my so mooi. Hy gaan terug wees 600-700 kilo's terug, en hy gaan doen wat die Here vir hom gesê het, en dan loop die Here rondom op pad, en hy doen nog 'n paar dinge, en dan lees ons daar in 2 Konings 2 vers 11, en terwyl hulle aldeer loop en spreek, hy die Here, kom maar met, hy en Elia, kom daar, Elisa verskoon tog, en terwyl hulle aldeer loop en spreek, kom daar met eens 'n vurige wa, met vurige perde, wat skeiding maak tussen hulle twee, en Elia het in 'n storm na die hemel opgevaar. Hy is weggeraap, vriende. Hy is hemel toe gevat sonder my dood te sien. 'n man wat in 1 Konings 18 vuur afgebid het, 'n man wat in 1 Konings 19 onder 'n besembos lê, 'n man wat deur God nie verwerp is nie, maar wat deur God stap vir stap begelei is om terug te kom in sy werk. So doen die Here ook met jou en my. Sy verhaal is my verhaal. Elia se verhaal is jou verhaal. Ons almal kom daar, ons almal moet klaarmaak. Kom ons vat saam. Die oorsake van Elia se moedeloosheid het ons nog gekyk.
ons gekyk na die simptome van sy moedeloosheid, ons gekyk na God se behandeling van Elia se moedeloosheid. En nou wil ek jou vra, wat is die les daarin vir jou en vir my? Kom ons kyk. Elia se moedeloosheid leer ons dat selfs die sterkste gelowiges soms moed verloor. Welcome in the real world. Dis waar gewone mense operate. Dis waar ons is. Ons gewone mense kan soms ook moed verloor. God verwerp hom nie omdat hy in ons moeg, bang en uitgeput is nie. En dis wat ek wil hê jy moet vanoggend vir jouself vat. Wanneer jy daar kom, God verwerp jou nie. Wanneer daar kom, jy mag daar kom. God verwerp jou nie, maar moenie daar bly nie. In sy genade gee God eers rus, voedsel en nuwe krag voordat hy met Elia praat. Kyk na jouself. Gee jouself rus. Eet goed. Rus, is belangrik. Daar openbaar God homself in 'n sagte stilte en hy gee vir nuwe opdragte, nuwe hoop. Gaan soek God daar by jou Horeb, daar op jou stil plekkie. Dat hy opnuut weer vir jou maak die arendsvlerke. Ons leer dat God ons nie los wanneer ons moedeloos is nie. Hy herstel ons, hy versterk ons en hy gebruik ons weer tot sy eer. Ek wil afsluit met 2 gedeeltes daar, Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wag, ons het gesing, kry nuwe krag. Moenie onder jou besembos bly nie. Ons kom daar, dis normaal, dis mens wees, dis ons, maar moenie daar bly nie. Jy is nie geroep om onder die besembos te bly nie. Jy is geroep om uit te kom en jou werk te gaan doen wat die Here vir jou het. Daai prentjie sê, Lord, help me to be so anchored in you, that the crisis around me does not create the crisis within me. Kan ek dit weer vir jou sê? Lord, help me to be so anchored in you that the crisis around me doesn't create a crisis within me. Mag ons rus in die Here en verstaan hoe hy met ons elkeen werk wanneer ons daar kom. Amen. Here, baie dankie vir die liefde, die genade, dat u met ons kan kom praat deur 'n groot instrument in die hand soos Elia. Dan besef ons weer eens, Here, in wat 'n goeie geselskap ons is as mens, maar ook in wat 'n goeie geselskap ons is met ons hemelse Vader. O Vader, baie dankie dat u nie soos ons is nie, dat u nie u gewondes skiet nie, dat u nie die neergevaldes verwerp nie, dat u ons kans gee, dat u ons herstel, dat u 'n hoëpriester is wat met ons medelee kan hê, wat aan alle opsigte ons versoek is, maar sonder sonde. Dankie dat u vir ons sê, ons kan met groot vrymoedigheid na die troon van die genade kom, om genade te kry en gehelp te word op die regte tyd. Dankie Here dat ons vandag kan erken, ons kom daar, maar dankie dat ons nie daar hoef te bly nie. Vat hierdie woord en bære diep in ons harte, en mag ons lewe elke dag tot u eer. Amen.